Stel jou 'n wêreld voor waar steenkool was koning wat die industriële revolusie aangevuur het. Maar toe het olie ontstaan wat ekonomieë en nywerhede getransformeer het. Hierdie verskywing van steenkool na olie het 'n nuwe era van energieoorheersing aangedui. Ekonomiese belangrikheid van olie. Olie het steenkool vervang as die dominante energiebron wat fabrieke, vervoer en massaproduksie aangedryf het. Geïndustrialiseerde lande, insluitend die Verenigde State, Brittanje en Japan, het staat gemaak op veilige olievoorrade om ekonomiese groei te handhaaf. Ontwrigtings soos die 1973 OPEC-embargo het inflasie, werkloosheid en onstabiliteit veroorsaak, wat die wêreldwye afhanklikheid van olie beklemtoon het. Militêre betekenis. Olie was sentraal tot militêre mag en het leers, vlote en lugmagte aangedryf. Beheer oor oliebronne het dikwels oorloguitkomste beïnvloed. Byvoorbeeld, Duitsland se mislukking om Sowjetolie te verower, het sy Tweede Wêreldoorlog veldtog verswak. Tydens die Koue Oorlog het toegang tot Midde-Oosterse olie-diefstal en Sowjet-strategieë gevorm, aangesien beide invloed in olieryke state gesoek het. Die Midde-Ooste en oliepolitiek. Die Midde-Ooste se enorme reserves, veral in Saudi-Arabië, Irak, Iran en Kuwait, het die streek 'n globale fokuspunt gemaak. Westerse nasies het swaar in die streek belê om voorraad te verseker, soms met ondersteuning van autoritaire regimes. Nasionalisering van oliebedrywe in lande soos Iran het westerse oorheersing uitgedaag en magsdinamika hervorm. Olierykdom het sommige nasies toegelaat om vinnig te moderniseer, hoewel dit ook afhanklikheid en interne ongelykheid geskep het. Olie as politieke hefboom. Olie was 'n instrument van geopolitieke mag. Die vorming van OPEC in 1960 het olieproduserende lande toegelaat om globale markte te beïnvloed. Die Arabiese olie-embargo van 1973 in reaksie op die Amerikaanse steun vir Israel, het pryse verviervoudig en olie se rol as 'n strategiese wapen gedemonstreer. Beheer oor olie kan globale magsbalanse net so effektief as militêre mag verskuif. Konteks van die Koue Oorlog. Gedurende die Koue Oorlog het olie die Oos-Wes verduiwering beïnvloed. Die Sowjetunie het staat gemaak op binnelandse reserves vir nywerheid en uitvoere, terwyl diefstal-alliansies met olieproduserende state gesluit het. Gebeure soos die Iraanse revolusie 1979 en die Sowjet-inval in Afghanistan 1979 het die strategiese skakel tussen energiebronne en globale politiek beklemtoon. Olie het verseker dat ekonomiese en ideologiese stryde diep verweef was. Ten slotte, olie was nie net 'n bron van energie nie, maar 'n beslissende faktor in die 20ste eeu se politiek, ekonomie en militêre strategie. Die sentraliteit daarvan tydens die Koue Oorlog het getoon dat beheer oor hulpbronne globale mag net so diepgaande as wapens of ideologie kon beïnvloed. Teen die einde van die eeu het olie die onderlinge afhanklikheid van energie, regering en internasionale betrekkinge gesimboliseer en die moderne wêreld op blywende maniere gevorm. Dankie dat u by ons aangesluit het.